in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergewe al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom vanoggend rondom die woord van die Here. Ook waar ons by sy tafel verlang sit vanoggend, as hier besoekers is wat vrywillig het om in 'n eie kerke die tafel van die Here aan te sit, dan wil ons vanoggend vir u nooi om saam met ons die nagmaal te gebruik. U het die afkondigings gekry. Praat van die nagmaal, weet nie hoeveel mense sien dit raak nie, maar reg aan die begin van die afkondigings staan daar die woorde Lydensweek 3. En vir die van u wat gewonder het wat dit beteken, dis die 3de Lydensweek van 7. Die 7 weke voor Paasfees oor die kruisiging word die Lydensweke genoem. En vandag is ons by die 3de Lydensweek. Dit is 'n tyd waarin ons dink aan die kruisiging van die Here Jesus Christus. Ja, as net by die voorbidding wil ek toch nog ietsie bysit net. Twee goed dat ons vir ons regering sal bid. Daar is skrikkelik baie woelinge en dinge nou in die gang. Selfs konflik, dat uiteindelik nie dag vir ons 'n rustige land sal skep, waar ons rustig kan aangaan met ons aanbidding van die Here. En dan die tweede ding, dat ons ook maar in ons voorbidding sal dink aan mense wat in hierdie tyd deur besonder moeilike omstandighede gaan. Dink aan almal wat geraak word deur die sluiting van die IK-myn, wat hulle ook in ons gemeente. Hier word gepraat van ontsettinge in Nepal, word gepraat van die oorloggestuigde gebiede, en dan sy seun sit op Dubai alweer vasgekeer. Hy kan nie terug op Suid-Afrika doen as gevolg van hierdie oorlog. So is daar baie ander mense ook wat in hierdie tyd besonder moeilike omstandighede beleef, dat ons ook vir hulle aan die Here sal opdra. En ek dink nou vir albei die afkondiging, soos net die laaste ene oor die moederskamers.
Ek en sy Sonja het nou so 'n bietjie daar gewerk, maar ek het daar nog 2 handlangers opgehad. Sien ek die ene vanoggend hier nie. Nou nie vreeslike wat wonderse handlangers nie, want een kom daar met 'n waterpas sonder 'n babbel. Dis hoekom die voet skeef opgesit is. Die ander een weet nie wat is die verskil tussen 'n regterhand en 'n linkerhand skroewedraaier nie. Dis hoekom die voet nie so stewig is nie. En baie dankie aan Koos en Pieter ook wat vir ons gehelp het in hierdie proses. Dan is daar so 'n paar mense wat voorreg is om in hierdie week te verjaar, waar die Here ook vir hulle sal seën en vir hulle voorspoed sal gee in die nuwe lewensjaar. Nou staan hier Pieter Spannenberg. Dis nou weet jy van my moeilik is dit klein Piet, is dit Piet, is dit groot Piet, of is dit ou Piet? Ek het so aanvaar, as jy sê Pieter, dan is dit die middelste een. Kevin Clark, hy sal nie hier wees nie, gister met hom gepraat, hy sit by die see, Cherise het ek gesien is hier, en Landy is hier. Dan kyk ek buite. Ek dink ek moet die volgende keer sê die buite mag vir ons skiet of raad skiet vat. Heel sommer. Ons gaan aan die Here loof en prys. Die Engels het so 'n mooi uitdrukking wat hulle gebruik. Hulle praat van praise and worship. Gaan nie net oor prys nie, maar gaan ook oor aanbidding. En daarna ons tweede lied, waar ons vanoggend almal hier met mekaar is, ons is hier saam, lied 164, en dan staan ons op die foto, die seëngroet, en dan is ons lofsang, lied 190 vers 1 en 2. Ek wil kom stil, God, hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oormaak vir U Gees weer, as ek my vrae voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfs 'n rykdom, waar ander ly en hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat sirkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in myself stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood U hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier is ek, Heer, U kan my stuur.
dat ons om vrijmoedig ons Vader kan noemen. Zie de lieve hemel kom, de
met my bietjie bid, met my sinne van stof. Here, wil ek voor U kom sit. Met vandag se leef, en môre se dood, met my regheid en sterf, met my honger en brood, sal ek kom, as ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig voor U kom buig. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God en die Here Jesus Christus. Broers en susters, God se woord eis van ons dat ons as gelowiges die voorbeeld van Jesus Christus sal navolg in alles wat ons in ons lewe doen. Kom ons hoor hoe verklaar Paulus die wet in Romeine 15. Hy sê, op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan hom en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het ouers ook nie aan homself gedink nie. Inteendeel, dit was met hom soos daar geskrywe staan. Die belediging waarmee mense U beledig, het op my neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind in een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Wanneer ons onsself speel in die wet van die Here, dan kom ons agter en ons weet hoe dat ons nalaat om die deel van Christus in die wêreld uit te leef, en dat ons soms liefdeloos is teenoor God en teenoor ander mense. En daarom moet ons ook hierdie skuld van ons vanoggend bely. Ook noodsaaklik dat ons dit sal doen, wanneer ons net rondom aansit by die tafel van die Here. Kom ons bly net so sit, dan bely ons skuld met die sing van die 266, die Onse Vader.
broeders en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. Ons lees in Galasiërs 3, hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely en dan ook vier in die nagmaal. Daarom gaan ons nou voort om die nagmaal te bedien. Voordat ons die nagmaal op die tafel gaan aansit, moet ons dan ook maar opnuut weer vanoggend vir mekaar sê en vertel wat die Bybel ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis van Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus selfs die nagmaal die eerste keer aan sy disippels gegee en vir hulle gesê om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Nagmaal vertel dan juis vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaarte en die dood van Jesus aan die kruis. En die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. En wanneer ons die brood en wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons ook bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Die ander formulier praat van die nagmaal as 'n feesmaaltyd. Ons sê ook by die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het en nog steeds doen. Daarop, nadat ons sonde vir die Here bely is, ons as vergeefte kinders voor hom staan, moet ons ook ons geloof bely. Ons moet ook sê wat ons glo. Kom ons staan en dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Sit maar. Ons gaan nou die 5:9 sit. Ons sou daar van al die verse terwyl die tafel gereed gemaak word en die deelnemers hulle plek by die tafel inneem.
dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en dat hy al ons sondes weggeneem het. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het en glo ons dat hy al ons sondes vergewe het. Nadat ek die Here dankie gesê het en ek gebed, loof en dank ons hom ook met die sing van die 188, vers 1 en 2. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, ons prys U en verheerlik U, omdat U weer aan ons die oorvloedige seën van hierdie sakrament gegee het. U het ons versadig met die voedsel en die drank van die ewige lewe, en U het weer vir ons die tekens en seels van U genade gegee. En Here, nou dat ons gevoed is met die seëninge van U offer ons onsself, ons liggaam en ons siel is 'n heilige en kosbare offer, sodat ons almal wat sopas met Jesus Christus verenig is en deur Christus aan mekaar verbind is, daagliks groei in die geloof dat ons sal verbly in die hoop en dat ons sal verryk in die liefde van ons geloofsgenote. Mag lof, heerlikheid, eer en dank U heilige naam toe kom, nou en tot in ewigheid. Amen. skriflesing vanoggend by hierdie geleentheid is 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 raak nou aan Psalm 23 wat by enige geleentheid gebruik kan word. Mense het ook gewoon gepreek oor Psalm 23, mense het dit gelees by begrafnisse, mense het dit gebruik as teks by troues, mense het dit gebruik as teks waar mense bekommerd was, swaar kry. Nou ek het al in Korintiërs 13 ook by 'n begrafnis gebruik. Ek sê 'n paartjie wil trou. Ek weet dat dit is nou nie 'n key nie, maar ander en nog iets, maar as jy 'n paartjie wil trou, dan sê dan asseblief door die 1 Korintiërs 13 wat gaan oor die liefde. Kom ons byt net die hoofde, dan praat dat die Here moet die wees en oordenking van sy woord sal sien. Allah, God en die ons Vader, saam met psalmdigter wat ons sê dat ons vanoggend voor U wil opstil word.
Dankie Here dat U vir ons gevoed het in die heilige nagmaal, dat ons vanoggend by die feestafel kon aansit. Tafel Here wat vir ons ook wys op die groot liefde wat Jesus Christus vir ons gehad het en nog steeds het en altyd sal hê. Baie dankie Here vir die wonderlike voorreg om vanoggend as gemeente saam die woord te lees, die sakramente gebruik. En dat ons ook saam kan luister na Here wat U deur die woord vir ons wil sê. En dat Here wat aan ons het gehoor het, dat U dan ook vir ons die krag en die genade sal gee om dit in die wêreld daar buite te gaan uitleef. Spreek Here wat U diens maak, U luister. Amen. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek taal van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek stuk klinkende metaal en galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse en sit ek al die kennis en al het ek al die geloof om werklik te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat my niks. Want liefde is geduldig, vriendelik, nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie verwaand nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om God se boodskap te verkondig sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, al wat gedeeltelik is uitgedien sal wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, dink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n donker spieël en sien daar as raaiselagtige deel. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Soos net tot sover. Voordat ek begin met my boodskap, maar miskien net die konteks regstel, want daar sal mense wees wat my vra, praat van die derde lydingsweek. Wat het dit met die lyding van Christus te doen? Alles. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Tweede vraag, wat het die liefde dan met te doen met die nagmaal, wat juist die kruisiging van Jesus herdenk? Ek het daarna gewys toe ek die formulier gelees het, dat die nagmaal word 'n feesmaal genoem. Die nagmaal is ingestel, lees ons in 1 Korintiërs, sodat ons die Here nie sal vergeet nie. Is ingestel om ons as gelowiges se geloof te versterk. Hoe kom dit by die liefde uit? Hoe kom ons dan ons geloof versterk, net om weer volgende Sondag hier in die kerk te kom sit en na die woord te luister?
Ruimel het met 'n goeie beeld gehad, hy sê, dis soos 'n kind wat op skoppelmaai sit. Jy kom sit Sondag hier in die kerk en dan sê jy, maak dominee, en dan maak dominee, skoppelmaai of die swing, so goeie Afrikaanse woord, kan lekker hoor, maar nou soos die momentum aangaan, kom hy allerstadig, en nie so by Saterdag, dan staan hy amper stil en Sondag en ons weer kerk toe, en sê jy dominee maak, en dan maak die dominee. Vraag, wat het invloed het ons gebruik van die nagmaal vanoggend op ons lewe wanneer ons net by daai deur uitslaan? Wat maak ons daarmee? Wat maak ons met die derde lewensweek waar die Here sê het ons so lief gehad dat hy vir ons gesterf het? Kort vraag is, hoe gaan leef ons daai liefde daar buite uit? Kom ek begin leef voor. Hoe leef ons daai liefde hier binne in die kerk uit, voordat ons dit daar buite gaan uit? Een van my kollegas vertel, hy was by iewers by 'n wildtuin op 'n plek, hy sê loop die stoep die oggend. Daar is 'n draad gespan rondom die huisie waar hy gesit het. Vermoed dit was in die weer wildtuin voorvoer, en dan so die draad uitgevoer gewees. Hy sê, nou sit hulle koffie drink en hulle kyk hoe die draad met loop 'n klomp mure. Klomp die kant toe, klomp daai kant toe, klomp die kant. Hy sê toe hulle nou mooi kyk na hierdie mure, en dan sien hulle as die mure aankom, en dan kom by mekaar, dan stop hulle eers vir 'n rukkie. En hy is oortuig daarvan dat hierdie mure met mekaar gepraat het. Dat hulle gestop het om ook net vir mekaar te sê hallo. Dit 'n bietjie navorsing gedoen oor mure. Mure is bekend vir hulle ywerige lewenshouding en energieke lewenstyl. Die Spreuke, die prediker sê, gaan na die muur by jou. Leer by die muur hoe werk 'n mens. So is baie effektief en dan kan baie werk gedoen kry. Hy sê maar wat hom hierdie oggend getref het, was die moeite wat die mure gedoen het om vir ander mure. Kom ons praat maar nou, ken die mure taal so goed, so wat maar Afrikaans. Die moeite wat hierdie mure gedoen het, om net vir mekaar môre te sê. Ten spyte van al die werk en die bedrywigheid en die goed wat hulle nog moet gaan doen. Sy het nog verder in hierdie wetenskaplike ondersoek vir hom gaan lees en te leer dat hierdie kommunikasie wat die mure met mekaar het en die kontak krities is vir die funksionering van die mure. As daar nie hierdie kontak was, kom ons sê maar die môre sê was nie, dan sou die mure doelloos op en af gehardloop het met nuttelose aktiwiteite. Hierdie interaksie maak die gemeenskap en lewe vir die mure moontlik. Dis wat ek lees in 1 Korintiërs 13. Want 1 Korintiërs 13 sê vanoggend vir ons dat sonder die liefde is die hele lewe. Die hele lewe leef en klink alles maar soos 'n geraas. Leeflik. Alle gawes is betekenisloos. Nou sê ek dat dinge ook aan ander geveg word, en dan raak die kerk ook nutteloos, niks werd nie. As al sy aktiwiteite nie gedryf word deur die liefde. Nou kom Paulus in hy waarsku dat baie forme van liefde, maniere waarop mens liefde kan sien en liefde kan uitleef, maar daar is ook karikature. Jy kan dit dus nie eintlik werklike liefde nie. Hy sê die eerste karikatuur is die eksotiese aanbidder. Nou, ek kry die ouens in die kerk wat in tale praat. Hoogheilige. Maar hierdie selfde persoon is bitter liefdeloos wanneer hy met ander mense praat wat volgens hom nie so hoogheilig is soos hy nie, wat nie 'n paar tale kan praat. Paulus sê, hierdie ouens
is soos 'n klinkende simbaal wat aanhou kla. Dan staan die perfekte, kom ons noem dit maar 'n predikant, wat tree, dat die spoeg slaan, spat, dat die kansel kan slaan. Maar as koos die ene daar opgaan, is nie dat nie. Predikant wat die perfekte predikant is. Maar as die boodskap van hom wat hy bring, nie sonder liefde is, dan is die boodskap ook nie. En dan die derde een, klink nogal op Paulus, dan bietjie ver gaan het, want hy praat ook van die dienende dienaar. Iemand wat gee, wat doen en wat werk. Dan sê Paulus, as dit sonder liefde is, dan is al sy opoffering nie. Paulus gaan so ver in 1 Korintiërs 13 te sê, al het jy jou lewe gegee en sonder liefde, dan het jy niks. 1 Korintiërs 13 moet ons eintlik verstaan in die lig van die laaste verse van 1 Korintiërs 12. Want dit is so in die oude dae voordat daarvan die wetenskaplike mense bygekom het en alles opgedeel is in blokkies, was die hele 1 brief van Korintiërs 1 lang stuk, is agterna opgedeel in hoofstukke. Daarom sê mense dat die laaste paar verse van 1 Korintiërs 12 pas eintlik by 1 Korintiërs 13. Nou waarvan praat 1 Korintiërs 12? Praat oor die gawes van die Gees. Wat is die gawes van die Gees gee? Geloof, woorde van kennis, gesondmaking, wonderwerke, tale praat, profesie, boodskap van God verkondig, onderskeiding van die geeste, hulpverlening. So gaan dit aan. En dan aan die einde van hoofstuk 12 vers 31 vra Paulus die vraag, weet jy of sê hy, maak hy hierdie belangrike uitspraak, hy sê al hierdie gawes, hy sê maar lê julle toe op die beste genadegawes. En dan gaan hy aan in vers 1 van 1 Korintiërs 13 en al die gawes, hoe wonderlik hulle is, hoe natuurlik dit lyk, is die beste waarop jy moet toelet, die liefde. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is, liefde. Van al die gawes, waarvan sommige groot bonatuurlike wonders is, sê Paulus, wys ek julle wat is die beste gawe, naamlik die liefde. Dit is die liefde waarom alles draai. Gawes wat God gee, sê Paulus, is wonderlik. Dit is onontbeerlik vir die opbou en die werksaamhede van die gemeente. Ek wil nie hê dat ons hierdie gawes nou vanoggend moet geringskap en sê, maar ons kyk net na die liefde. Hierdie gawes waarvan Paulus praat is belangrik en dis nodig vir ons in die gemeente. Maar dit kry eers betekenis in die lig van die liefde. Wat is kerkmes? Eintlik hoort ek nou toets te skryf, want almal wat sit hoor dit te weet, want almal het al gehoor dat ek dit 100 keer gesê. Kerkwees is 'n verhoudingsgemeenskap. Gaan in die kerk oor die verhouding met God. Gaan in die kerk oor ons verhouding met mekaar en ons verhouding met die wêreld. Ek is besig om die nuwe nuusbrief te skryf. Ek het nog mooi in Afrikaans nie, maar dit gaan vir my oor celebration, feesvier. En ons praat net aan mekaar oor wat is verkeerd en oor wat is nie reg nie. Terwyl daar in ons gemeente en ons kerk soveel mooi goed is wat besig is om te gebeur. So 3 jaar terug wat ons die gemeente vraelys gedoen het en die kerk het skoop nou eers daarby, want daar kom wonderlike goed uit. En een van die goed wat daar uitkom is juist dat hierdie gemeente 'n wonderlike verhouding met God het. Een van die kern
werksaamhede van die kerk volgens hierdie vraelys. Iets wat ons kan oorbly wees, wat ons kan vier. Kerk is 'n verhoudingsgemeenskap. Kom ons kyk bietjie meer daarna. Waar kom dit vandaan? Kom uit die Nuwe Testament uit en Handelinge, waar ons lees van die stigting van die eerste kerk. En daar word dit so beskryf, dat die eerste gemeentes en die terme word gebruik, word beskryf as die familie van God. En daarom gebruik ons ook in ons kerklike taal, familietaal, gesinstaal, broers en susters. Dominee Christer Jonk het Vrydag aan daar by ons vleis gebraai. Hy het nie gebruik om vir my brother te doen. Wat eintlik mooi is, broers en susters, dis wat ons is van mekaar. En broers van Jesus ook, sê iemand by geleentheid. Die waardes wat belangrik is vir familielewe, wat belangrik is vir gesinne, is ook die waardes wat belangrik is van die familie van God. Eintlik moet ek dit andersom sê, die waardes wat belangrik is vir die familie van God, ons wat vanoggend hier by mekaar is ook belangrik vir die waardes van die gesin. Wat is hierdie waardes? Paulus skryf hier liefde, geduld, vriendelikheid, blydskap, loyaliteit, respek, versorging, beskerming. Kan maar weer in Korintiërs 13 by die huis gaan lees. Die vergaderplek, waar Paulus hierdie van die gemeente aan wie Paulus hierdie brief skryf in Korinthe, was 'n woonhuis. Mense het in 'n woonhuis by mekaar gekom. Die hele gemeente saam met mekaar gekom het as 'n gesin. Deel van hierdie familiegewoontes was natuurlik om saam te eet. Dit wat ons vanoggend gedoen het, hierdie ete saam, wat ons die nagmaal noem, nagmaal van die Here. Daarom, wanneer ons dit so sien, en ons by die nagmaaltafel aangesit het, by die familieete aangesit het, dan het ons mos 'n plig om uit te gaan van hier af en te gaan leef daar buite. Nou, sê die gemeentelede is lewende preke wat daar buitekant die woord van die Here moet gaan verkondig. Ons is baie keer daarop ingestel en gesê, we gaan sendingwerk doen, evangelisasiewerk doen, ons moet in Nepal of in China gaan sendingwerk doen, of ons moet in die Middelstad ingaan en daar waar jy werk, daar waar jy huisvrou is, daar waar jy skool gaan, dis van jou sendingveld en jou evangelisasiewerk doen word. Iemand het by geleentheid gesê, toe kan gepraat en sê, ek hou van hierdie Christus, wat jy verkondig, maar ek hou niks van sy volgelinge. Hoe lyk die beeld wat ons uitdra na buite toe? Hoor en ervaar die mense die liefde van God in ons. Wat het gebeur in Handelinge, toe hierdie eerste gemeentes met hierdie ingesteldheid in die wêreld ingegaan het? Onthou, hulle is die eerste kerk, die eerste Christene wat in die openbaar bely het, dat hulle Christene is. Hulle het 'n geweldige impak op die wêreld gehad. In daai klein plekkie waar hulle by mekaar was, 3000 mense wat tot bekering gekom het. Hoe het hulle dit gedoen? Deur geloof, hoop en natuurlik liefde. Dis die sterkste gemeenskap wat God in ons hand kan sit om die wêreld 'n beter plek te maak. Is ook die sleutel tot die kerk se groei. Gaan nie oor beter strukture nie. Ons het pragtige strukture, ons kerk is mooi. Gaan nie oor meer geld nie. Ons is so bietjie aan die kortkant wat geld betref. Maar dit gaan nie aan die einde van die dag daaroor nie. Gaan nie oor beter programme aanbied. Gaan nie
oor fenomenale dominees wat kan preek en wat die leiding kan neem. Gaan nie oor strategiese beplanning nie. Mense het opgetrek geraak met strategiese beplanning, dat hulle sulke dikboeke geskryf het oor strategiese beplanning vir die kerk, en dink dit sal help, dat dit sal beter gaan in die kerk. God maak die wêreld net deur geloof, hoop en liefde. Gaan nie oor titels en posisies nie, maar gaan oor diens. Wat ek dit maar weer sê, gaan oor verhoudings en 'n persoonlike voorbeeld wat opstel. Weet, weer 'n moeilike ding wat ek nou sê, maar dit kan nie net ingestel wees op getalle en geboue en geld. Ons weet, as dit nou hierdie groot vergadering van hierdie ouens wat baie geld het, die 5G lande, die 5G lande, en die kerk, het baie die vergadering, want dan gaan dit oor geboue geld en getalle. So waaroor dit gaan, ons doelwit is om deur God se liefde, God se nuwe wêreld te laat gaan. Kerndeel van kerkwees is dat in die eerste plek dat ons 'n betekenisvolle verhouding met God het. Dat ons 'n betekenisvolle verhouding met ons naastes het en dat ons in 'n verhouding met die wêreld daar buite staan. 'n verhouding wat die wêreld daar buite bou. Regtig het ons pad uitgaan om verhoudings te bou. En nie tyd vanoggend daar uit te kom. Ek kan daar nog 'n voorbeeld noem van watter skade gebreekte verhoudings in die wêreld en in die gemeenskap het. Dit is net eenvoudig ongelooflik. Ons sien in Jesus se lewe hoe hy die liefde uitgeleef het. Eerste plek sy liefdevolle verhouding wat hy met sy Vader gemaak het. Lees hoe dit hy tyd gemaak het om een keer te gaan sit om met sy Vader te kan praat, om te luister vir sy Vader. Want dit is die bron waar sy lewe bestaan. Dit is die bron, die krag wat hy kon gebruik om mense mee te bedien. Waar kom liefde vandaan? Liefde is 'n gawe van God. As jy wil groei in die liefde, dan moet jy elke oggend wakker kan staan voor die Here en sê, Here, vul my lewe vandag met u liefde. Dis om God se liefde weer te sien en te ervaar. Dit is wat ons help en ons motiveer om ander te hê. Wat as God my vergeef het? Hoekom kan ek nie iemand anders te vergewe nie? As God vir my ruimte maak in sy koninkryk, hoekom is dit vir my so moeilik om 'n ruimte te maak vir 'n ander mens in die wêreld? As jy die God van liefde leer ken, dan sal jy groei in hierdie liefde. Wat beteken dit in die praktyk elke dag? So nou nie vir Pieter en net die water gooi nie, maar die eerste lied wat ons gesing het vanoggend, onthou julle het ons geprys die worship het. Daar sing in die liedjie wat sang vra in hierdie wêreld wat so die mekaar is. Waar is die liefde? En dan herken sy, Here, die liefde lê nog by my. Dit het toch nie uitgedra aan die wêreld nie. Vir hierdie liefde waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 13 is nie maar net 'n mooi gedig nie. Dis nie maar net 'n teorie nie. Liefde beteken nie net hemel op aarde nie. Dit is nie net 'n romantiese gevoel nie net Valentine's Day nie. Dis 'n romantiese gevoel wat met maanskyn en rose te doen het nie. Dit beteken nie net drukkies en soetjies nie, ja, dit ook. Maar liefde beteken dat 'n mens vierkantig in hierdie wêreld sal staan
Liefde se voete loop rustig op die aarde. Dis hoekom ek in die begin gepraat het van die derde lydensweek. En dis hier waar dit baie duidelik uitkom. Liefde se voete loop rustig op die aarde, deur die blou maande, deur die kombuis, deur jou motor, deur jou fabriek, deur jou kantoor, deur jou huwelik, deur jou verhouding met alle mense en jou alledaagse lewe. Daar moet ons liefde beoefen. Hoekom? Liefde het na ons toe gekom in 'n stal. Liefde het ons stokstrate kom loop. In die veld moes hy swaar gekry. Hy sê in sy woord, sy huis was 'n jakkals. Hy sê die jakkals het gate en die voëls het neste, maar hy het nie huis gehad waar hy kon slaap nie. Hy het swaar gekry. Hy het gelei. Maar hy het mense wat swaar kry gehelp, genees, vergewe. En aan die einde van die dag sy lewe gegee vir sondaars en versterk. Maar hy het ook opgestaan. Want liefde het oorwin. So het ons die liefde voor ons oë gesien, wat geduldig was. Al die dinge wat Paulus hiervan was, wat geduldig was, vriendelik, nie afgunstig nie sy eie belang gesoek het nie boek gehou het van die kwaad nie, en hom nie verbly het in onreg nie. En hy het alles bedek met sy liefde, en die liefde vergaan nooit nie. Daarom wil ek die gemeente uitdaag vanoggend. Wat terug huis toe gaan vat 1 Korintiërs 13. Gaan kyk wat is die top verskillende definisies van liefde. Liefde is geduldig en vriendelik en al die goede. En gaan kyk, gaan toets jouself aan die hand van hierdie teks. Hoeveel van hierdie liefde openbaar jy in jou lewe? Een ou het dit so mooi beskryf in terme van musiek. Hy sê, hoor jy die lied van die liefde wat God vir jou sing in Jesus Christus? Druk die melodie in en laat dit resoneer met jou diepste wese, sodat jy self die lied van liefde leef en mense om jou betower met die harmonie en die melodie daarvan. En nou, geloof ook in liefde bly en die voorsê van die liefde. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend na U woord kon luister. Baie dankie Here dat ons vanoggend daarvan bewus kan word dat U vir ons 'n geweldige groot liefde het. So lief het God die wêreld gehad. Help ons Here om in hierdie liefde van U te leef. En hierdie liefde ook voor te sit hier op aarde. Ek hoor vanoggend Here van mense wat swaar, mense wat siek is. Ons wil vir hulle bid vanoggend Here dat U ook, dat hulle ook bewus sal wees van U liefdevolle teenwoordigheid in hulle lewe. En ons vra Here dat ons die geleentheid sal gebruik om die liefde ook aan hulle te gaan doen. Baie dankie Here dat U deur die liefde ook voorsien in al ons behoeftes. Maar gee ook Here dat ons kan vra dat U in die liefde sal voorsien, maar ons kan tekort het. Ons vra dit namens Here, vergifnis van ons sonde, om Christus ontdaan. Amen. Mense kry geleentheid om die Here te dien met hulle opgawe. Ons slotsang, die 308. Neem my deur die Heer. En dan sing ons gaan dan neer. En dan die seën groet.
Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.